Goeiedag sê familie, julle is weer eens gegroet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie welkom vir julle wat ingeskakel is. Kom ons lees vandag uit die boeke van Matteus 27 uit. Matteus 27 vers 46 en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Ek wil met iemand praat vandag uit die woord van die Here uit op hierdie titel, ek is nie alleen nie. Yes, ek is nie alleen nie. Die Bybel sê in die boeke van Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Ek wil met u praat oor ek is nie alleen nie. Ek en u lewe in 'n tyd wanneer ons gaan deur omstandighede, dan voel dit vir ek en u asof ek en u alleen is. Wanneer ons gaan deur baie dinge in die lewe, dan voel dit vir ek en u dat ek en u alleen is. Wat nie verkeerd is nie, van hier is die grootte God aan die kruis van Golgotha. Voel Jesus ook dat hy alleen is. Is nie verkeerd vir ek en u om as mens te voel dat ek en u alleen is nie. Maar ek en u moet weet dat ek en u moet gefokus wees wanneer ons gaan deur omstandighede en weet op wie ek en u vertrou. Miskien is daar iemand wat vandag by die reep is en hy voel alleen. Miskien is daar iemand wat in die hospitaalkamer is en hy voel alleen. Miskien is daar iemand wat in die gevangenis sit vandag en hy voel alleen, sy voel alleen. Weet dit vandag, jy mag alleen voel, maar jy is nie alleen nie. Want die Here is met jou. Aan die begin is die Here met jou, tot op die einde is die Here ook met jou. Hier is 'n groot God wat aan die kruis gaan sterwe. Vir ek en u huis van plan om sy laaste asem uit te blaas op die kruis vir ek en u. Die sonde wat op ek en u was, het hy op hom geneem. En hy is aan die kruis en hy voel alleen. En ons lees ook in die boeke van Psalms, dat die Here skryf ook, die psalmdigter skryf die gedeelte in die psalmdigter in die boek ook. En hy sê ook in daardie psalm, my God, waarom het u my verlaat? Suid-Afrika, die Here het ons nie verlaat nie. Ek is in Saldanha Bay en wat gebeur in Saldanha Bay? Daar is baie gangsters wat veg teenoor mekaar, wat mekaar vermoor, wat mekaar doodskiet. En ek wil met u praat vandag deur iemand te sê, Saldanha Bay, die Weskus, Suid-Afrika, ons is nie alleen nie, God is met ons. Die Here weet presies van elke beplanning. God weet alles waardeur ek en u gaan. Ek wil met iemand praat deur iemand te sê, moenie opgee op die lewe nie. Wees gefokus, die Bybel sê, is goed om kwaad te raak, maar moenie sondig nie. Jesus het aan die kruis gesê, Vader, hy voel alleen aan die kruis, dit voel vir hom asof die Here hom verlaat het, maar nog altyd was hy gefokus. Ek en u kan nie nou opgee op die lewe nie, ek en u moet nou gefokus bly en weet die Here is saam met ek en u. Hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Die Here het jou nie verlaat nie. Jy mag eensaam voel, jy mag alleen voel, maar sy liefde is vir jou meer as genoeg. Jy's op die regte tyd, het hy sy liefde en ek en u se harte uitgestort. En ek en u hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie vreesagtig te wees nie, van die Bybel sê dat die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ek wil 'n Suid-Afrikaner vandag bemoedig, ek wil jou motiveer, ek wil jou sterk aanraai, deur die duiwel vierkantig in die oë te kyk en te sê, duiwel, jy lieg, ons is nie alleen nie. Dit mag dalk nou lyk asof ons alleen is, maar jy lieg. Ons is nie alleen nie, die Here is met ons.
Die Here maak dan die belofte aan Joshua, terwyl Moses afgesterf het, sê hy, Joshua, Moses is nie meer met ons nie, maar ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Dieselfde God van Moses is dieselfde God wat vandag met ek en u is. Ek en u kan nie nou opgee op die lewe nie. Ek en u het te ver gekom om nou hier om te draai. Jesus op die kruis sê hy, my God, waarom het u my verlaat? Ek wil met iemand praat vandag wat luister na die voice note, hy luister na die uitsending en hy trane op sy oë van hy voel hy's alleen, hy voel hy's verlate, hy voel dat daar niemand is vir hom nie. Ek wil met so iemand praat, deur so iemand te sê, jy is nie alleen nie. Miskien sit jy in 'n situasie vandag en jy vra net, Here, stuur net iemand in om net 'n gebed te kom doen vir my. Hoekom het mense my dan vergeet, Here? Hoekom kan u nie iemand stuur om dit 'n gebed vir my te kom doen nie? Ek voel alleen, ek wil nie so eensaam voel nie. Dan gebruik die Here die uitsending vandag om die boodskap na jou toe te bring, om jou te sê, meneer, mevrou, mama, papa, jong dame, jong man, jy is nie alleen nie. Die Here is saam met jou. Al kan jy hom nie sien nie, hy is saam met jou. Moenie toelaat dat die vyand jou gedagtes besoedel nie, vir jou opstandig maak, vir jou verbitterd maak teenoor mense nie. Die Here is met jou. Die Here sal jou nooit begewe of hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is met jou. Vat vandag die woord van die Here en weet die Here is met jou. U is nog miskien besig om dinge te beplan, om te vermoor, om te vernietig, maar die Here sien alles raak. Die Here se hartekenner, hy se nieretoetser, sy oog sit hoog, hy kyk af laag, hy weet van alles waardeur ek en u gaan, en die Here weet jy is nie alleen nie. Die grootte God het verlate gevoel, die grootte God aan die kruis het alleen gevoel, en hy sê, laat hierdie bitter beker verby my gaan, maar sy woorde is nog altyd, nogtans nie my wil nie, Here, maar laat u wil geskied. Sê vir jouself, waardeur jy gaan, nogtans nie my wil nie, Here, maar laat u wil geskied. Weer die grote God aan die kruis het alleen gevoel, maar hy was gefokus. Hy het dit gedoen ter wille van ek en u. Hy het nie opgegee nie. Hy kon opgegee het, hy kon homself van die kruis af verlos het, maar hy het nie opgegee nie. Hy het uitgehou, hy het aangehou, want ek en u was op sy gedagtes. Hy het gedink aan ek en u. Hy het gedink aan ek en u se toekoms. En hy noem ook die woorde op die kruis, bid hy ook vir hulle. Dus hy alleen voel ook aan die kruis terwyl hy hang. En Jesus ook gesê, Vader, vergewe hulle. Aan die kruis toe hy alleen voel, toe hy 'n hart van liefde. Hy het 'n liefdevolle hart gehad, 'n hart vol liefde. Bid hy vir hulle ook aan die kruis, terwyl hy self eensaam voel, en self verlore voel, self verwerpe voel, bid hy nog altyd vir ons as mens. Wanneer ek en u eensaam voel, moenie verbitterd raak nie. Spreek vry, bid vir mense, van jy is nie alleen nie. Die duiwel is alleenaar, hy wil hê jy moet voel jy's alleen, en hy wil hê jy moet voel dat die Here van jou vergeet het, van hy wil jou geloof probeer doodmaak, hy wil jou geloof uitblus, omdat die Bybel sê dat hy was die môrester, en hy weet hoe dit is in die hemel, daarom gaan hy alles in sy vermoë draai, om jou te laat voel dat jy alleen is. Suid-Afrika, om julle te voel, laat voel julle is alleen.
Maar ons is nie alleen nie. Van die Here is met ek en u. Hy sal ons nooit begewe. Hy sal ons nooit verlaat nie. Die Here is aan ek en u se kant. Ek wil vandag vir jou bemoedig deur jou te sê, die Here is saam met jou. Die Here sal ons nooit begewe, of die Here sal ons nooit verlaat nie. Jou oplossing is op pad. Die Here gaan jou genees. Die Here gaan jou herstel. Die Here gaan jou optel. Van die Here is saam met ek en u. Moenie opgee nie meneer, moenie opgee nie mevrou. Hou vas, Jesus sê, Vader, hy voel alleen, maar hy was gefokus tot op die einde toe. En die Here is met ons. Die Here sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Vader, ek kom vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, bid ek vandag, Here, vir ons as mens wat alleen voel, wat voel u is nie met ons nie. My gebed is vandag, Here, dat u ons sal versterk, dat u ons sal optel. Help mense, Here, om Suid-Afrika laat hulle voel die liefde van u, die teenwoordigheid van u, die nabyheid van u, waar mense nou op die punt staan om hulle eie lewe te neem, Here, bid ek dat die engele van u nou sal beweeg, Here, om hulle op te tel, om hulle te versterk. In Jesus naam. Amen. Die Here seën u. Amen.